Die. Welkom by nog 'n episode van Garsie se pot vol praatjies. Hier doen ons eksperimente. Ek gaan sommer my eerste 5 eksperimente gou doen. Ek hoor 'n ontploffing. Wag, laat ek gou gaan. Terwyl Andy gaan kyk. Wat jy nodig het vir die drywende eier is 2 glase met water in en 2 eiers, 'n eetlepel of net 'n lepel en sout. So wat ons gaan doen is ons gaan sout in een van die glase met water gooi. Redelik baie. En dan meng dit totdat dit als dissolved is. Dan sit jy jou eiers versigtig in. Die een sink, die een dryf. Dan kan ek gou my eksperiment 2, die vergrootende lepel. So, as jy al wat jy nodig het is 'n glas water en 'n lepel. So jy sit die lepel in die glas en die lepel lyk kromme. En as jy hom draai, lyk hy groter. So dan as jou ma vra waar is 'n opskeplepel, dan sê jy net hiersoor. My derde eksperiment is die bootjie. So wat jy gaan nodig het is 'n papierbootjie met 'n driehoekie uitgesny, 'n bord met 'n rand en dan 'n bietjie water, net om hom ampertjies vol, oorstokkies en sunlight liquid. So ek gaan nou my oorstokkies en my sunlight liquid vat. Dan gaan ek my oorstokkie in my sunlight liquid druk. My bootjie hierso sit en druk en release. En dan beweeg hy vorentoe. Net soos wat 'n bootjie sal doen. Vir my volgende eksperiment het jy 'n glas met water en 'n papier of 'n karton. Ek het sommer 'n papier wat in die helfte gevou is. So wat jy gaan doen is jy gaan die papier bo op die glas sit en omdiep. Dan sê vir my laaste eksperiment het jy 'n glas, Sprite of enige ander vonkel koeldrank nodig en rosyntjies. So wat jy gaan doen is jy gaan die Sprite in die glas gooi. Net so 'n bietjie. En dan gaan jy 'n bietjie rosyntjies vat. En jy gaan dit in die Sprite gooi. En wat gebeur? Die rosyntjies gaan na bo, want die borrels klou vas aan hulle. So hulle styg op. My eerste eksperiment is die pepertoertjie. Wat jy benodig vir hierdie eksperiment? Water, peper en 'n vloeibare seep en 'n bordjie. So, eers wat jy gaan doen, jy gaan jou water vat en net so klein bietjie in die bordjie ingooi. Soos dit. En maak seker die bordjie het 'n rande, of anders gaan dit 'n groot probleem veroorsaak. Volgende, kom jy peper. Jy moet nogals baie ingooi, dat jy kan die eksperiment mooier sien. Soos dit. Okay, nou vir die vloeibare seep kan jy of jou vinger of 'n oorstokkie gebruik, maar ek gaan vandag my vinger gebruik. So jy gaan net so 'n bietjie op jou vinger gooi. Okay. Soos dit. Okay, en as jy reg is, dan kan jy jou vinger indruk. Sien julle hoe die peper verdwyn? Dis cool, né? Dis so skieme. En as jy jou hande was, dan sien jy, die kielo verdwyn. My tweede eksperiment is die magiese melk. Wat jy benodig vir hierdie eksperiment is melk, verkleersel enige kleur, vloeibare seep en oorstokkies en 'n bord. So, eers gaan jy net so klein bietjie melk in die bordjie ingooi. Dan dit nie vloei nie. Okay, dan kort jy ook 'n pitet. Maar vandag gaan ons net so klein net gooi. Maar ek sal verkies om 'n pitet te gebruik, want dit sal makliker wees. Okay, so ek gaan 'n rooi en blou kleursel gebruik.
Is dit. Dan gaan jy jou oorstokkie vat. Sit bietjie vloeibare seep op hom. Nie te veel nie. So. En as jy reg is, kan jy jou oorstokkie insit. Sien julle hoe mooi meng dit? Dit kan 'n baie goeie kuns word. As jy net so bietjie dit meer vir my derde eksperiment gaan ek 'n lava lamp maak. So wat jy benodig, spreekoppies, olie, ek gebruik vandag sunflower oil en dan asyn, bakpoeier en keersel. So eers wat jy gaan doen, so jy gaan eerder jou baking soda, eers jou baking soda vat en net so klein bietjie gooi in die een. Dan het net die onderste oppervlakte van bedek. Okay, dan in dieselfde enetjie gaan jy jou olie ingooi. Jy kan besluit hoeveel olie jy wil hê, want dis hoe groot jou lava lamp gaan wees. Ek gaan myne so half vat, dat ons nog steeds die eksperiment kan sien. Okay, dit. Okay, nou gaan ons die asyn die ander een gooi. Nie te veel nie. Dan gaan jy jou kleersel ingooi. Net so klein bietjie. Ek sal verkies om 'n tet te gebruik. Okay. En as jy reg is, dan kan jy die asyn enetjie gooi en die olie in. En dan kan jy sien, dit lyk so cool met die botteltjies wat opstyg en afstyg. Vir my vierde eksperiment gaan ons 'n ballonopblaas eksperiment doen. So wat jy benodig is 'n leerbottel, asyn, 'n trechtertjie, baking soda en 'n ballon. En papier om dit op te droog. Okay, so eers gaan jy 'n bietjie asyn in die leerbottel opgooi. Ek gaan so halfpad ingooi. Maar maak seker jy gooi nie te veel in nie. Anders is dit 'n hele te doen. Ja, dis genoeg. Okay, volgende gaan jy jou ballon in die trechter insit, in die kant. Maak seker hy het nie gooi hier nie. Dan gaan jy nou jou baking soda aangooi. Maak seker om die ballon te skud dat jy die baking soda kan inkry. Okay, dan gaan jy die ballon afhaal. Dan gaan jy dit op die leerbottel se mond sit. En as jy reg is, gaan jy dit omflip. Maak seker jy kry alles uit. Dan gaan jy sien hoe die ballon opblaas. Tada! Okay. Vir my 5de eksperiment is dit 'n 4-pyl ligballon. Wat jy benodig vir die eksperiment is 'n tou. Ek het hierdie tou gebruik, 'n strootjie. Ek het 'n bouwbakkie strootjie gebruik, 2 stoele, 'n skerp vir die tou en 'n ballon en tape. Hierdie is double-sided tape. So, ons het die tou dubbel geknoop. So jy knoop dit een keer en dan maak jy 'n gaatjie, dan knoop jy dit weer. Maar maak seker jy sit die strootjie in die een kant. So, volgende, so jy kan die strootjie, kan jy dit nie aan die kant sit, want dan, of enige kant eintlik, maar ons gaan hierdie kant gebruik. Dan gaan ons hierdie ligballon opblaas. Ek gaan dit so nie te klein nie, maar nie te groot nie. Okay, dan moet jy vra vir hulp. Jy kan of jou boetie, sussie, ouers of ewen 'n maatjie. So, niemand kan jy my dalk gaan kom help. So, kan jy dit net vir my vashou? So maak seker hulle hou die mond vas. Dan sit jy die strootjie bo oor die ballon. Dan gaan jy jou pyp vat en
Dan gaan jy dit soos in die middel, soos horisontaal van die streekie en die ballon plak. Dit. En dan, as jy reg is, dan kan jy dit laat set. En daar is jou vliegtuig.